Goeiedag en welkom by die paneelbespreking oor die nasionale gesondheidsversekering. Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Marula Media se debatportaal. Reeds in Augustus van 2011 het 'n groen skrif onder die opskrif Beleid oor nasionale gesondheidsversekering in Suid-Afrika verskyn. Hierdie groen skrif argumenteer dat daar beide openbare en publieke mediese strome in Suid-Afrika is en dat die ideaal slegs een stroom behoort te wees. Nasionale Gesondheidsversekering of NGV word dan op 28 Junie 2017 deur gesondheidsminister van daardie stadium onder 'n wit skrif voorgestel. In Julie van die jaar het die kabinet hierdie wit skrif goedgekeur. Kritiek op hierdie voorstelle het uit alle oorde gekom en het hoofsaaklik op 3 punte berus. Ten eerste die koste wat betrokke gaan wees by so 'n NGV, tweedens hoe die finansies bymekaar gemaak gaan word en derdens die impak op die privaat mediese sektor. Saam met my in die ateljee het ons 4 kenners op spesifieke gebiede om hierdie NGV juist te bespreek. Aan my ver linkerkant Morney Malan, senior navorsing van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Welkom Morney. Dankie Paul. And then on my left, Dr. Anthea Jeffrey from the South African Institute of Race Relations, where she is the head of policy research. Welcome Anthea. Thank you. En dan rechts van my Flip Buys, hoof van die Solidariteit Beweging. Welkom Flip, lekker om jou te hê. Dankie Paul. En dan langs Flip Dr. Johan Serfontein, senior consultant by die Healthman Group. Dankie Johan, lekker om jou te hê. Goeiemôre en môre aan die kykers. Vir jou as luisteraar, jy kan gerus deelneem aan hierdie debat of aan hierdie bespreking deur jou kommentaar onder aan hierdie plasing op Facebook te maak. Jy kan gerus ook die hitsmerk NGV gebruik op sosiale media en sluit gerus vir Marula Media by al jou sosiale media plasings in. Nou ja, kom ons spring dan weg. Anthea, I would like to ask you the first question. Maybe in terms of definition, what is the NHI and how should we as South Africans understand it? Essentially, the NHI seeks to establish a single state-run medical aid plan for the entire country, for all 59 million South Africans. The idea is that the state will become the sole purchaser of all healthcare goods and services. But beyond that, the state will also control every aspect of health services. So doctors will be paid according to what the state decides. The state will also be able to lay down treatment protocols, be able to decide what diagnostic tests should be used, what medical technology should be available, and it will also decide on the prices for all the items that are needed in the healthcare system in order to meet the needs of 59 million South Africans. So this indicates that there's going to be a very massive bureaucratic structure in order to run the NHI fund, to make all the decisions that need to be made, and then to administer them. For how it will work for the ordinary person, you will have to register with a primary provider, say a GP or a public clinic or a traditional healer. And when you get ill, you go to that person, and at that point you do have some choice as to what provider you approach. But if you need further care, then it's not at all clear that you'll still have a choice. You might be referred to a hospital or to a specialist that's not of your choice, but rather as the NHI fund decides on your behalf. And though you won't have to pay anything for the service that you receive, there are all sorts of questions about whether the government will be able to afford the amount of money involved, whether we'll have enough health professionals and facilities to meet the scale of need, whether the state procurement will in fact push up the costs of procurement, particularly because there will be a BEE element in every contract, and critically how long you'll have to wait to be seen by the provider of your choice, because there will be this vast expansion in demand for healthcare services, but there might not be the capacity to meet it, and so people might find that they have to wait for the attention that they require. Thank you, Anthea. Morney, dit vat my juist na 'n volgende vraag toe. Ons praat oor koste, ons praat oor miljarde rande. Wat kan die NGV moontlik impliseer vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en alles wat daarmee saamgaan? Ja, kyk Paul. Anthea het so 'n bietjie geraak aan die bureaukrasie en as jy dink gesondheidsorg is op die oomblik duur, kyk wat kos gesondheidsorg as jy nog 'n reusagtige bureaukrasie bo op die stelsel plaas. En dan net aan 'n ander punt wat Anthea aangeraak het is, dit gaan verniet wees op die punt waar die diens gelewer word, maar daardie diens gaan moet befonds word en dit gaan waarskynlik befonds word in die vorm van belastings. Nou, om te kyk na die ekonomiese impak, moet ons eers begin deur te kyk na die huidige stand van sake.
Op die oomblik sit ons reeds met 'n tekort aan belastingbetalers en ons sit met 'n tekort aan gesondheidspraktisyns. Nou gaan 'n kleiner wordende hoeveelheid belastingbetalers en 'n kleiner wordende hoeveelheid praktisyns werklik die diens kan lewer. Volgende is dat ons het al klaar in die laaste 3 jaar het SARS 'n tekort op hulle begrotings getoon. So dit wys dat ons al klaar waarskynlik die bevolking oorbelas. Dit wys dat enige toename in belasting waarskynlik nie dienooreenkomstig meer opbrengs gaan lewer nie. Nou, hoeveel meer belasting beteken dit? Op die oomblik is vooruitskattings dat die totale grootte van die NGV, die Nasionale Gesondheidsversekering Fonds, sal teen 2026 ongeveer 450 miljard rand beloop. Nou, dit is meer as dubbel die huidige begroting van die Departement van Gesondheid. Dit beteken dat binne die volgende 7 jaar gaan die departement se begroting moet meer as verdubbel. So dit is meer as 13% toename jaar op jaar. Ons het gesien hoe van die mense, van die regeringsamptenare sê dat nee, dit sal net 30 miljard ekstra kos of so ietsie. Dit is jaar op jaar gaan hulle moet 'n addisionele 30 miljard bo op hulle huidige begroting gee. So dit gaan reusagtig wees in terme van die ekonomiese impak. Dan na die NGV-bedeling is die vraag, wat gaan die impak wees op die ekonomie wanneer mense in lange rye moet wag, wanneer daar meer rompslomp is en wanneer die algehele siektelas van Suid-Afrikaners toeneem as gevolg van die NGV? Baie dankie Morney. Ek voel definitief oorbelas alreeds en ek sien nie uit na nog belastings nie. Flip, as ons nou gekyk het ten eerste na wat die NGV is en dan na dit wat die impak finansiëel kan wees, dan dink ek mens moet die breër vraag vra ons as Suid-Afrikaners, ons as gemeenskap en elke burger individueel. Wat beteken dit vir ons? Watter implikasies het hierdie massiewe plan, hierdie ligkasteel wat gebou word vir my en jou en die man op straat? Wel, in kort, mens kan maar ander woorde gebruik, maar dit is maar 'n nasionalisering van die gesondheidsorgstelsel. Nou, die staatsbestuur en die baie mislukkings van staatsbestuur wat ons elke dag rondom ons sien, wys dat die gemiddelde persoon sal eintlik nie eens die staat aanstel om 'n skool snoepie te bestuur nie. Wat staan nog om 'n baie groot nasionale gesondheidsorgstelsel te bestuur? En dit is nie 'n negativiteit wat ek dit sê nie. As jy kyk na die bestuur van ons bestaande gesondheidsorgstelsel, die staatshospitale en so meer, dan weet ons almal laat dit veel te wense oor. Nou, die vraag is net, wat is die kern hiervan? Vir my is die kern dat die staat wil eintlik die geld wat nou aan privaat gesondheid bestee word, wil hulle dan nou vat en hulle wil dit kanaliseer na die staatsgesondheidsstelsel toe om sogenaamd dan vir almal van gesondheidsorg te voorsien. Nou is die vraag, wat is die eintlike probleem? Hoekom wil hulle dit doen? Die staat sê maar, weens ongelykhede het almal nie toegang nie, jou toegang word bepaal deur jou inkomste en dis eintlik dan 'n geldprobleem en is eintlik dan die mense wat privaat medies het en duur daarvoor betaal, wat daai te veel geld aan spandeer en hulle geld moet dan herverdeel word. Maar dis nie die kern van die probleem nie. Die kern van die probleem is ons het nie 'n mediese krisis in Suid-Afrika nie. Ons het 'n ekonomiese krisis. Dit is die eerste punt wat ek wil maak. Dit is net nie moontlik vir die bietjie belastingbetalers soos wat Morney gesê het om vir 59 miljoen mense gesondheidsorg te gee. Dis 'n wêreldwye probleem hierdie. In Amerika spandeer hulle 15% van daai geweldige begroting aan gesondheidsorg en is steeds nie groot genoeg nie. So die tweede probleem, behalwe die ekonomiese probleem, is dis 'n bestuursprobleem in die staat. Die huidige bestuur van die gesondheidsstelsel wat eintlik al klaar 'n stelsel is wat almal in die land dek. Die stelsel werk nie omdat daar te min geld is, nie omdat dit te swak bestuur word. So die ooglopende eerste opsie is om die bestaande stelsel te verbeter. Natuurlik wil ek ook dit moet geprivatiseer word, maar kom ons sê, as hulle die bestaande stelsel kan verbeter, dan kan hulle weer praat oor ander alternatiewe. Maar ek weet, dit is 'n krisis wat dieselfde, wat die krisisse by Eskom, die krisisse by die SAL, by al hierdie ander goed, die krisis in die staatsdiens, hoeveel van die dorpe wat verval, dit is maar breedweg dieselfde resep wat hulle op medies nou wil toepas. Dankie Flip. Johan, ons sien hierdie tendens deur die Suid-Afrikaanse regering om almal te konsulteer, behalwe die mense wat regtig belangrik en in die middel van 'n saak staan. Ons het dit gesien wat die gronddebat betref het en vele ander. En ek dink 'n kernvraag wat uitgelaat is, of ten minste wat nog nie so hoog in die media hooggetuig hier nie, is wat presies is die gevoel vanuit die mediese wetenskappe? Hoe voel die mediese praktisyns in alle velde oor die impak wat die NGV op hulle kan hê? Ek glo op 'n of ander dag
vir my is dit dalk 'n paar besoeke per jaar na hospitaal toe, maar vir 'n dokter of 'n mediese praktisyn van enige beroep is dit hulle brood en botter. Wat is die implikasies van die NGV soos dit tans beplan word op die mediese sektor? Ek dink die mediese sektor en mediese praktisyns is tans besonder bekommerd oor die situasie. Die feit dat ons 10 jaar in hierdie proses in is en daar nog steeds sulke geweldige onsekerheid is oor waarheen dit gaan, hoe praktisyns in die ding gaan inpas, maak mense besonder onrustig. En mediese praktisyns, as hulle onrustig raak, dan begin hulle kyk na waar kan hulle sekerheid kry en daai tipe van goed is oorsee. So ons sit met die probleem dat baie praktisyns tans gebaseer op die onsekerheid in hierdie wetgewing begin om hulle eentjies in 'n ry te kry om te kyk om oorsee te gaan en elders te gaan werk soek. En ek meen oorsee het ook genasionaliseerde gesondheidsstelsels soos die Engelse NHS, Australië en daai's, maar daar is sekerheid oor hoe dit werk en waar jy in dinge inpas en daai onsekerheid is problematies. Nou as jy kyk op hierdie stadium, jy weet, as mens kyk die manier hoe vergoeding uiteengesit is in die wetgewing op hierdie stadium, praat hulle van 'n DRG of 'n diagnose gebaseerde betaling wat na hospitale toe sal gaan. Dit beteken as 'n pasiënt byvoorbeeld met longontsteking in die hospitaal geplaas word, dan sal die hospitaal 'n lumpsom betaling kry vir daai kondisie en hulle moet dan alle behandeling hanteer vir die pasiënt tot hy ontslaan word. Daar's nou verskillende vlakke van betaling vir verskillende goed. Dit impliseer dat die dokter wat aan daai pasiënt gaan werk, en dit gaan 'n spesialis wees, deur die hospitaal in diens geneem moet word om daai model te kan doen. Tans het ons 'n navorsing gedoen en 54% van privaat spesialiste stel nie tans belang om vir hospitale te werk nie. Hulle wil dit nie doen nie want hulle voel dit impakteer op hulle manier om wat hulle praktiseer, want die hospitaal se kan druk op jou sit om in 'n sekere manier te praktiseer wat die mense nie wil hê nie. So ou gaan sit met 50% van spesialiste wat alreeds sê kyk, ons wil nie in hierdie tipe van setup werk nie. En dit is probleem nommer 1. Probleem nommer 2 is dat daar absoluut niks in die wetgewing staan oor hoe word 'n spesialis buite die hospitaalomgewing betaal nie. En ek dink dit is problematies want soveel soos hulle gaan probeer om kondisies op 'n primêre vlak te hanteer, is dit nie moontlik in alle gevalle nie. Psigiatriese pasiënte moet opgevolg word deur 'n psigiater buite die hospitaal. Pasiënte wat makulêre degenerasie byvoorbeeld het, met 'n oftalmoloog sien om die nodige medikasie in te spuit in hulle oë in. Dit kan nie op 'n primêre vlak gebeur nie. En daai tipe van dienste, daar's geen aanduiding oor hoe daai ouens betaal gaan word in hierdie proses nie. En natuurlik die derde gevaar is dat watter ook al betaling daarop uitgekom word as hulle daarop neerkom vir buitehospitaaldienste, is of dit genoegsaam gaan wees om jou praktykkoste te dek. Iets wat glad nie in hierdie hele stelsel uitgekom het tans nie is BTW. Staatsinstansies het nie BTW betaalbaar op dienste nie, privaat mense het. So as dit dan die geval is, gaan jy reeds 15% minder verdien as jou ekwivalente in die staat vir dieselfde diens as jy 'n privaat praktisyn is en jy is geregistreer vir BTW. So daai tipe van goed is problematies en jy weet, ons het in 2010 gesien toe die tarieflys is hof toe gevat en geskraap deur die hof omdat die regering nie kostestudies in ag geneem is wat aangebied is deur privaat praktisyns nie. So wat is die kans dat die NGV skielik na hierdie tipe van goed gaan begin kyk? As ons kyk na die histories, moontlik nie. Dankie Johan. Flip, ek wil volgende vraag aan jou vra. President Cyril Ramaphosa het vroeër hierdie jaar het hy gesê, ons moet nou maar gewoond raak aan die NGV want is hier om te bly. En ons sien 'n baie duidelike ideologiese posisie vanuit die regerende party en dan ook vanuit die regering na vore kom. Wat is hierdie ideologiese posisie, of ten minste hoe moet ons dit verstaan? Hulle steurlig laat nie aan kritiek nie en maak nie saak watter wetenskaplikes uitwys wat die risiko's is nie. Dis amper asof hulle nou die stang in die mond vasgebyt het en hulle hardloop. Hoe behoort ons te dink oor die feit dat die regering amper onverskrokke is en hulle sal hierdie ding deurdruk? Kyk, ons moet nog praat of hulle dit op die einde sal kan deurdruk, maar wat jy daar sê is dat hulle baie doelgerig dit probeer. Nou, ek het vroeër die week gepraat met ministers, een van die meneer Ramaphosa se kabinetsministers, en my vraag van hom was, gesien die lig van die swak ekonomie, gesien die lig van die swart van afgradering wat oor ons hang, al hierdie probleme en so aan, hoe op aarde kan hulle nog sulke skemas oorweeg soos die NVG?
En sy antwoord aan my, dis in die belang van sosiale solidariteit, soos hy dit nou stel. Met ander woorde, soos hy die sogenaamde rykes met die armes help. Nou, dis baie interessant dat Morney in sy navorsingsdienst, wat sy navorsing wat hulle daaroor gedoen het hy gekyk na die woorde wat president Ramaphosa by sy staatsrede verlede jaar gebruik het, en dit was feitelik 'n direkte aanhaling van Karl Marx, wat gesê het, werk volgens jou, volgens jou vermoë en kry volgens jou behoefte. Dit is feitelik dieselfde argument. So dit is 'n suiwer sosialistiese ding waarmee hulle kom. En dit is maar die rede. As jy kyk na die grondwet artikel 26 en 27, die sogenaamde gelykheidsregte, wat dan beteken natuurlik gelyke uitkomste, gelyk by die wenpaal, nie gelyke wegspring nie. En wat hulle sê, maar almal moet dieselfde medies hê. Mense moet die staat moet vir almal kan sorg. Nou die probleem is waar ons die staat sien as die huishoudster wat net die land moet veilig hou en infrastruktuur laat werk en so aan, sien die ANC die staat as die broodwinner, wat vir almal moet sorg. En die probleem is 'n staat wat sterk genoeg is om vir almal te kan sorg, is ook sterk genoeg om van almal af te kan wegvat, want die staat moet besluit van wie vat hy om vir wie te gee. So dis 'n totalitêre element in die ANC, wat al hoe meer na vore kom, soos wat hulle sogenaamde gelykheidsdoelwitte op ons afdruk. En dis maar in kort gaan dit maar oor sosialisme, en ons sien dit nou al hoe meer. Baie dankie, Flip. And here we need probably to be a little sympathetic, or at least to try and understand the government's position. And what they're telling us is that 83% of the South African population does not have access to medical aid, and that essentially top medical care should be available to all, and based on that, perhaps there should be some sympathy, and it could probably sound as if we're bashing them by saying, yes, but this can never work and hasn't been well thought through. How should we answer this more sympathetic or more emotional argument that they bring to the table and say, well, essentially your economic status is still determining what kind of medical care you are entitled to, or enabled to at least? I think that the goal of universal health care is obviously an important one. But essentially we do have a system which provides for universal health care in the public sector. The small fees are sometimes payable by people. But the biggest problem, as was said earlier, is that the state system doesn't work well. We are putting 12% of government spending, 4% of GDP, approximately 220 billion this year, into public hospitals and clinics, which is a considerable amount of money compared to many other emerging markets, but we get very little bang for our buck because there is such a degree of mismanagement, a lack of accountability, often unfortunately corruption in the procurement that's done either at the provincial level or elsewhere. And so we don't get value for that money, and that's the first thing that needs to be done. And it could be achieved, for example, by making sure that all appointments are based on merit rather than the deployment of cadres, that we make sure that all procurement is based entirely on cost-effective, competitive basis, and that often it would help if we had a public-private partnership in the running of hospitals and clinics so as to bring the private sector efficiencies to bear. But then what about the people who would like to take advantage of private healthcare, which is excellent? At the moment, there are relatively few, as you say, that belong to medical schemes. Part of the reason for that is that the government has in fact been pushing up the cost of medical scheme membership through its own regulation, particularly, for example, by insisting on that there must be these prescribed minimum benefits, almost 300 of them, which must be paid in full, irrespective of whether people want them or not. And there was talk in 2015 by the Council for Medical Schemes that if you scrap those PMBs for a particular type of medical scheme option, you could have a low-cost option, and the cost was estimated at something like 200 Rand per person per month, which would be affordable for very many people. And in fact, the council thought it would extend medical scheme membership to 15 million more. But the ANC seemed to be very opposed to it, presumably because they saw it as competition for the NHI. There would be less reason to have the NHI if more people already had access to private healthcare through low-cost medical schemes. But that's obviously the way we should go. We should allow low-cost medical schemes. We could also have low-cost medical health insurance, which covers primary care, which the government is also at the moment seems intent on stamping out. And
we could make it compulsory for all those in formal employment to belong to a low-cost medical scheme, with the heavy burden perhaps partially covered by employers who could get tax credits in return for what they contribute on behalf of the lowest earning people. And we could also have healthcare vouchers. Instead of having to increase the health budget, some of that money could be used to provide vouchers to low-income households so that they can also join the low-cost medical schemes or take out the low-cost primary insurance policies. So you would have very many more people able to access the private care and much more competition among medical schemes, which would help to hold on costs and promote innovation. And seems a much better idea than setting up a behemoth of the NHI, all under government control, calculated to put an end to competition and ready to have no room for innovation. Wel kan ek net hier inkom by die ideologiese onderbou. Kyk, daar's twee breë argumente wat jy kry oor die ekonomie en gesondheidsdienste soos gesondheidsorg. Die eerste een is dat ekonomiese groei is nodig. Dit is waar die klem op moet val, dat ons die ekonomie kan vergroot, die belastingbasis kan vergroot, die staat meer belastinginkomste kan kry. En nadat die ekonomie gegroei het, dan kan jy dan vorme van hierdie tipe dierprogramme in werking stel. Kom ek sê nou maar in kort, ekonomiese groei kom voor herverdeling. Daar's 'n sterk ideologiese siening by die ANC dat herverdeling kom voor groei. Nou dit mag baie vreemd klink en dit is vreemd. Maar wat hulle dan eintlik vir jou argumenteer is, kom ons vat gratis hoër onderwys. Hulle sê dat as jy dan nie mense gratis hoër onderwys gee nie, dan kan niemand studeer nie, dan gaan hulle nie werk nie en dan gaan die ekonomie nie groei nie. Of as mense dan nou siek is, in hierdie geval, dan gaan hulle nie kan werk nie, dan gaan die ekonomie nie groei nie en dan gaan daar nooit geld wees vir herverdeling nie. Nou daai tipe argument probeer hulle baie keer baseer op wat in Swede gebeur het, of hulle gebruik ook die Kubaanse voorbeeld en ander modelle. Nou wat in Swede in kort gebeur het is, as gevolg van die geweldige vernietigende uitwerking wat die Tweede Wêreldoorlog gehad het, en die feit dat Swede nie in die Wêreldoorlog betrokke was nie, het Swede na die Tweede Wêreldoorlog geweldig vinnig gegroei en kon hulle daai sosiale programme dan begin infaseer. Maar hulle het ten minste 60 na 70% belastingbetalers, wat by ons hoegenaamd nie die geval is nie. So die ANC se vergelyking met Swede is hoegenaamd nie geldig nie, want welsyn is nie die oorsaak van ekonomiese groei soos wat hulle sê by Swede is nie, dit is die gevolg van ekonomiese groei. So ons klem moet wees op in die eerste plek op ekonomiese groei, in die tweede plek om die bestaande geld wat spandeer word aan ons huidige openbare gesondheidsorgstelsel, om dit behoorlik te laat werk, want die groot probleem wat ek weer sê is nie geld nie, dit is swak bestuur. Maar die onderliggende ekonomiese ding is sosialisties in die sin dat hulle sê, kom ons herverdeel eers en dan hoop ons dit gaan lei tot groei. Dankie Flip. Morne, ek wil 'n laaste, kan ek sê, uitpak vraag vra en dan kom ons by 'n paar van die vrae van Marula se lesers. Ons 'n hele klomp baie interessante vrae wat ons by wil kom en Johan, ek sal dan dadelik met jou wegspring. Maar Morne, net 'n laaste vraag in terme van begrip. Verskeie politieke partye het hierdie beleid aangevat en gesê dat dit bestuur gaan word soos 'n instelling in staatsbesit. En die ANC se studiegroep vir gesondheidswetenskappe het toe gereageer en gesê nee, dit gaan nie bestuur word soos 'n instelling in staatsbesit nie, maar eerder soos 'n openbare entiteit geregistreer word onder artikel 3A. En dit sal dan vir die regering die vermoë gee om openbare en publieke dienste te koop. So dis die idee waar hulle wil registreer en hoe hulle hom wil befonds. Kan jy dalk vir die luisteraar en vir die kykers verduidelik wat presies probeer hulle regkry met hierdie ekonomiese model en wat kan die impak wees verder as dit op ons ekonomie ten brede, maar verder as dit ook maar net gewoon op dit wat ons op 'n dag-tot-dag basis sien. Ja, kyk. Ekskuus. Paul, op die ou end is daai tot 'n groot mate eintlik maar 'n onderskeid sonder 'n verskil. Dit is wat hulle eintlik probeer sê is dat dit sal nie 'n staatsbeheerde instelling wees nie, dit sal 'n staatsdepartement wees. So dit sal openbare diens lewer. Ek dink nie die prestasie wat hulle eintlik probeer sê daardeur is dat dit gaan nie soos Eskom wees nie. Dit gaan soos die departement van basiese onderrig wees. Nou ek weet nie of dit baie gerusstellend is vir enigiemand nie. En net om aan te sluit by 'n paar ander punte oor die kostes en daai goeders. Dit is
ons moet onthou dat die staat genereer nie hulle eie inkomste nie. Hulle kry inkomste wat deur middel van belasting wat deur ander mense betaal word. En een van die punte wat die amptenare nie maak op die oomblik nie is, ja, daar is hierdie punt dat ons spandeer 9% van BBP op gesondheidsorg en dis omtrent gelyk opgedeel tussen die privaatsorg en die openbare sorg. En ja, dit is so dat die privaatsorg bedien net 14% van die bevolking terwyl die staat 16% van die bevolking terwyl die staat 84% van die bevolking bedien. Maar wat hulle versuim om te noem is die feit dat diegene wat vir die privaatsorg betaal is ook dikwels diegene wat vir die openbare dienste betaal. En dit is belangrik om dit te beklemtoon want daai mense betaal eintlik dubbel soos dit is. En ons het eintlik reeds universele gesondheidsorg. En ek dink die feit dat dit gesondheidsorg is, maak dat mense bietjie vreemd redeneer oor dit. As jy dit op enige ander departement of enige ander afdeling toepas, dan sal dit duidelik wees hoe belaglik dit eintlik is. Vra maar vir jouself dat gestel ons grootste besteding op deur die staat is op basiese onderrig. Ons weet basiese onderrig is een van die swakste ter wêreld. Nou gestel hulle sê dat om basiese onderrig te verbeter of gestel daar's nou die ongelykheid tussen privaat onderrig en openbare onderrig. Nou, om openbare onderrig te verbeter moet ons al die privaat hulpbronne hier instoot. Ons het gesien dat dit is nie 'n geldprobleem nie soos wat gesê het, dit is 'n bevoegdheidprobleem. So ek dink in plaas van om te kyk na hoe kan ons die staat verbeter, moet ons kyk na die stelsel wat reeds werk en ons moet vra hoe kan ons hulle vaardighede aanwend, hoe kan ons die privaat sektor se vaardighede aanwend en vir hulle aansporings skep om hulle dienste meer toeganklik te maak. Ek dink om te sê dat die staat eers hulle self moet regryk voordat ons NGV toe gaan is amper half bietjie naïef. Ek dink nie die staat sal ooit hulle self kan regryk nie. Ek dink ons sit reeds met 'n stelsel wat werk en 'n stelsel wat nie werk nie. Vraag is hoe vat ons dit wat in die stelsel is wat werk, ons skep vir hulle aansporings om dit meer toeganklik te maak vir alles en ek dink baie van Anthea se voorstelle rondom 'n kuponstelsel wat sodat die staat kan gesondheidsorg befonds sonder om noodwendig dit te bedryf. Baie dankie Morney. Nou ja, ons het hom nou uitgepak en ek dink ons het nou 'n goeie begrip van hom. Ons moet op die punt kom waar die spreekwoordelike tyd die teer tref. Johan, hier's 'n vraag van Anet Groenewald en Madeleine van Staden. Hulle vra, dis die Marula Media lesers wat hierdie vraag vir ons ingestuur het. Hulle vra baie duidelik hierdie vraag. Hulle sê, hoe gaan die staat se NGV verseker dat daar genoegsame kroniese medikasie beskikbaar is? Sy praat van Sue Pilcher wat die voorbeeld gebruik van 'n kind met diabetes. Hoe gaan die staat verseker dat so 'n kind toegang het tot goeie gehalte insulien wat reg gestoor is en wat reg is vir bloedtoetse? En kan die staat verseker dat hierdie mediese dienste oral ook in die platteland beskikbaar gaan wees? Wel, dis 'n moeilike vraag want die staat kan dit nie tans verseker nie en ek sien nie hoe 'n verandering in die manier hoe die dienste betaal word gaan veroorsaak dat daar skielik kapasiteit geskep word in die staat om hierdie tipe van goed te doen nie. So die idee is dat daar 'n formulêr sal wees binne die NGV wat sal bepaal as jy diabetes tot watse medikasie het jy toegang. Die staat het hierdie idee dat hulle 'n sentrale aankoper sal hê vir die medikasie, so dit sal sentraal beding word deur die NGV fonds en dan sal jy as 'n kliniek sal dan 'n bestelling inplaas van die verskaffer om dan nou hierdie insulien te verskaf. Ek dink die een ding wat die staat nie besef nie is dat daar tans 'n geweldige kruissubsidie is tussen wat in die staat betaal word vir medikasie en wat in die privaat sektor gebeur. So die privaat sektor pryse is aansienlik hoër. Staatstenders word baie keer onder kosprys gedoen omdat daar die kruissubsidie is. So as jy 'n enkel koper het, gaan dit nie noodwendig medikasiepryse verder afdwing nie. Dit gaan actually die pryse opbring omrede hierdie kruissubsidie weggaan en die maatskappye nie kan bekostig om medikasie te lewer teen onder kosprys aan almal soos hulle tans in die staat doen nie. So jy weet daar's fundamentele probleme met van die redenasies wat gebruik word oor hoekom hulle sekere dinge wil doen. En ja, om terug te kom na die vraag, jy weet daar is geen duidelikheid of jy gaan toegang hê tot die geregte gestoorde medikasie nie. Die formulêr sal sê dis veronderstel om die geval te wees. Die voorgestelde strukture sê dat jou diensverskaffer behoort hierdie diens aan jou te lewer as 'n deel vorm van die formulêr. Maar ek dink op 'n stadium kan 'n ou ook kyk na, jy weet, goed wat in Engeland gebeur is. Jy het in die Engelse stelsel het jy 'n reg tot toegang tot
elektiewe chirurgie byvoorbeeld, maar in tye van druk in die wintermaande stop die Engelse stelsel elektiewe chirurgie. Hulle hou op daarmee omdat hulle nie genoeg hulpbronne het nie. En die probleem is in Suid-Afrika, as ons hierdie sentrale befondste stelsel het, as ons in Augustus uit geld uitrun, dan het ons 'n probleem en jy weet die regering gaan addisionele fondse moet verskaf, anders gaan alle dienslewering in die gesondheidstelsel stop. Dis nie iets wat tans die geval is nie, maar in 'n NGV-model, jy weet, kan dit gebeur. En dis hoekom ons wil weet, wat gaan dit kos? Hoeveel geld het ons beskikbaar? En daai vraag is nog geensins geantwoord nie. Dankie Johan. Die volgende vraag is eintlik maar oorhoofs vir die hele paneel. Anthony, I'm going to start with you, maar ek nooi enigiemand uit om asseblief by te voeg as julle iets spesifiek daar wil byvoeg. Many young people, such as myself, people maybe in their mid-20s starting a career, have this question, and this question comes from Jackie Els. She asks, moet ek wag voordat ek by mediese fonds aansluit? So starting your career, you have this decision, should I now become part of medical aid or should I wait, should I see what's happening? What would be your advice to Jackie? Well, I firmly believe in belonging to a medical aid. I think believing that it really is too risky to think that anything could happen at any time and you can't predict it. But I understand her concern because what is going to happen to the medical schemes? And that's one of the greatest uncertainties about this whole NHI plan. What the NHI bill says is that medical schemes will be able to cover benefits that are complementary to those covered by the NHI fund and which are not reimbursed by the NHI fund. And that's raised the possibility that if you jump the referral paths and you go straight to a specialist that won't be covered by the NHI fund, your medical scheme would therefore be able to pay for it. But it's very uncertain basis on which medical schemes can try and develop a business model. How many people would be willing to do that? For how many conditions? How many specialists will be content to be paid in this rather uncertain way? So the real chance is that even this tiny little possible loophole is not going to mean much in practice, and that what Dr. Aaron Motsoaledi said a couple of years ago is the government's intention, that in the run-up to the NHI there will be consolidation, there will be fewer and fewer medical schemes, and finally when the NHI fund becomes fully in effect, then all existing medical schemes will be collapsed into the NHI fund so that they no longer exist. And there is the single state-run medical aid for the entire country. Thank you. Flip, wil jy uitbrei daar? Ja wel, kyk, die hartseer wat ons mee sit is dat sosialisme is gewild oral waar dit nie kan werk nie en eintlik onnodig in lande waar dit sou kon werk. Maar weet ek dink dat hierdie is die finale strooi die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel wat gaan lei tot 'n belastingopstand in Suid-Afrika. Die nuwe kommissaris van die inkomstediens het daar reeds sy kom daaroor uitgespreek. Ek meen almal van ons is bereid om belasting te betaal as dit eerlik hanteer word, as dit dan goed bestee word, met ander woorde die opbrengs op jou belastinggeld in die vorm van behoorlike dienste moet net soveel wees, eintlik hoër wees as wat die opbrengs is op jou privaat beleggings wat jy betaal. Jy betaal eintlik baie meer geld aan die staat as wat jy aan jouself betaal in die vorm van besparing en so meer. So die opbrengs op mense belastinggeld moet baie meer aandag kry. En vanweer die andersoortige politiek in Suid-Afrika het belastingpolitiek, om dit so te stel, eintlik nooit die aandag gekry wat dit verdien nie. Ons almal betaal maandeliks groot bedrae oor aan die ontvanger en die staat wat dit dan moet bestee, as ons kyk na wat in die praktyk gebeur, het dit tot grootskaalse vermorsing en korrupsie gelei. Nou dit is so dat daar is die nuwe ontvanger se hoof, meneer Kieswetter, probeer regtig dan daar skoonmaak en mense hoop dat hy korrupsie uitroei en diefstal uitroei en so aan. Maar die kern van die probleem is nog nie opgelos nie, naamlik dat die huidige belastinggeld word vermors. En daar is so weerstand hierso wat ons al onder die hardwerkende belastingbetalers gesien het, dat die eerste daarvan was byvoorbeeld die e-tolstelsel. Wat mense net gesê het, weet jy wat, in beginsel is ons bereid om te betaal vir verdienste wat ons gebruik, maar ons is nou al so siek en sat dat ons gaan nie daarvoor betaal nie. En dat my siening is dat hierdie NGV gaan die finale strooi wees wat die kameel se rug gebreek. En ongeag die tegniese probleme,
dink ek gaan mense net voel, maar op 'n groot skaal gaan hulle net voel hulle is nie bereid om verder nog steeds vir hoër belastings te betaal nie. So hoe dit gaan uitspaan in die praktyk moet 'n mens sien, maar ek dink ons begin reeds die tekens daarvan sien in die afname van mense wat belasting betaal. Dankie Flip. Dit bring my juist by 'n volgende vraag. Die solidariteitsbeweging het veral in die afgelope jaar of miskien in 2019 tot dusver 'n paar keer gepraat oor mense wat wil immigreer of mense wat kyk na die buiteland. En hier's 'n vraag van Johan Brown. Hy sê spesifiek die beste spesialis wat heup- en knievervangings in Suid-Afrika doen het met sy pasiënte meegedeel om die protese so gou moontlik te laat doen, aangesien hy sy praktyk gaan sluit as NGV deurgevoer word. Hy het tesame met verskeie ander spesialiste is dit eens dat hulle nie kans sien vir dit wat die regering hulle gaan dwing om te doen nie. Hulle gaan liewer die land verlaat. Gaan ons dan nou aan die genade oorgelaat word van die bestaande staatshospitale vir hierdie spesialis chirurgie en hoe gaan ons maak as die mediese sektor in groot getalle die land verlaat? Ek dink mense moet sterk reageer teen die NVG, maar hulle moet nie oorreageer nie. Dis nog ver nie by ons nie, daar's nog baie dinge wat moet gebeur, daar's nog groot druk wat toegepas kan word. Ons moet eerder nou ons energie spandeer om invloed uit te oefen op die proses, om te gaan deelneem. Ons wil die mediese professies, die burgerlike samelewing, die mediese fondse, die media en so, dan moet eerder nou baie groot druk geplaas word op die staat. Die praktyk is 'n projek van so ontsaglike omvang, dat dit gaan nog jare duur voordat dit kan implementeer. So ek dink dit sal my antwoord wees dat die mense nie nou moet oorreageer nie nou moet sommer net kyk om te immigreer of wat nou ook al nie. Hulle moet eers kyk hoe ons die proses kan beïnvloed, want die feit van die saak is, daar's nog miljoene mense in hierdie land wat gaan ly onder die stelsel en ons in hierdie geval moet ons die regering teen homself beskerm. En ons moet werklik waar alles doen wat ons kan om te keer dat hulle nog 'n groot mislukking aanpak en ek dink daar's nog dis so groot projek, dis so geweldige omvang. Dit gaan nog baie lank duur en daar's nog baie tyd vir ons om insette te gee. Dankie Flip. Iemand uitbrei daar spesifieke antwoord? Ja, ek dink die groot probleem is soveel soos ons gesien het onlangs dat Discovery Health van die mediese aandele en so aandeelpryse geweldig geval het weens die mense wat invest wat bekommerd is oor die situasie. Sit 'n ou in 'n privaat praktyk het net een investor en dit is die eienaar van die praktyk. En as jy sit met hierdie tipe van risiko in die toekoms, is mense nie bereid om geld te belê in 'n praktyk as jy nie weet oor 7 jaar hoe die praktyk in die gesondheidsstelsel gaan inpas nie. En dis veral 'n probleem onder jong spesialiste wat dan besluit wel in plaas van om nou 'n praktyk op te sit, gaan ek eerder land uit gaan op hierdie stadium want daar is sekerheid. En dis hoekom jy weet die regering ons het 10 jaar gehad en ons weet nog steeds nie hoe spesialiste in hierdie stelsel inpas nie. Die regering het nie met spesialiste gepraat nog nie. Jy weet en dis kommerniswekkend. As mens kyk byvoorbeeld na Life Isidimeni, die psigiatriese vereniging het die Gauteng departement van gesondheid hof toe gevat om Life Isidimeni te stop. En die departement het vir hulle gesê op dag 99 ons gaan dit stop die hofsaak en hulle het die hofsaak gestop en die regering het voortgegaan met Life Isidimeni en 144 mense is dood. Daar's nog nie 'n enkele regeringsamptenaar wat tronk toe gegaan het vir 144 mense wat dood is as gevolg van hulle besluite nie. En dit, jy weet, is vir ons 'n aanduiding dat aanspreeklikheid nie in die staatsstelsel bestaan nie en dit maak dat mense nie kan glo dat aanspreeklikheid in 'n NGV gaan bestaan nie. Dankie Johan. Morney, laaste vraag van die lesers en dan dink ek gaan ons begin saamtrek met finale opmerkings van elkeen af. Maar Andrei Michel wil weet, hoe gaan jou bydrae bepaal word wat jy vir die NGV gaan betaal? Ons het nou al reeds 'n bietjie gepraat van ja, dit gaan bygevoeg word tot jou belasting ensovoorts, maar is daar 'n formule wat op hierdie stadium op die tafel is wat ons gaan bepaal? Maak dit saak hoeveel kinders jy het, hoe groot jou huishouding is, kyk jy na hoe groot jou inkomste is, wat is dit wat bepalers gaan wees van op 'n of ander dag die bedrag wat elkeen van ons gaan betaal? Ja, kyk, daar's nog nie heeltemal sekerheid oor hoe dit gaan befonds word nie. Op die oomblik kyk hulle na 4 verskillende forme van belastingopbrengs. Hulle kyk na hoë belasting op die betaalrol. Hulle kyk na uitbreiding van inkomstebelasting. Hulle oorweeg moontlik BTW, hoewel ek dink hulle waarskynlik nie daarna sal kyk nie. En dan laastens uit die aard van die saak eintlik alreeds ek is redelik seker dit sal binnekort gebeur en dit is dat hulle wil die mediese krediete wat jy op die oomblik kan terugeis van belasting wil hulle wegvat, want hulle sien dit as 'n subsidie aan die
aan die privaat sektor, terwyl dit eintlik meer van 'n werknemersvergoeding, werknemersvergunning is in daardie verband. Maar ek dink net om uit te brei op Johan se punt, op die oomblik is daar 'n verskeidenheid van mediese fondse. En daarom beteken dit dat daar kompetisie is. En jy weet dat as 'n praktisyn en as 'n verbruiker, jy weet dat as jy ontevrede is met die een, kan jy gaan na die ander een toe. Jy weet, as 'n praktisyn, as jy nie tevrede is met hoe jy vanuit die een kant beskuldig word nie, dan weet jy daarom dit word opgemaak deur van die ander mediese fondse. In 'n NGV bestel gaan daar net een betaler wees, net een verskaffer wees. So sou hulle versuim om te betaal, sou hulle versuim om 'n diens te lewer, dan beteken dit daar's niemand anders om die diens in hulle plek te lewer nie. En dit is die probleem met die oomblik wat jy iets sentraliseer. As daar net een persoon is wat probeer die teiken skiet en hy mis, dan is dit nou 'n drastiese gevolge. Wat ten minste nou is daar 'n bietjie kompetisie, en as een fonds of een verskaffer die teiken mis, dan is daar daarom ander om op te maak daarvoor. So dit is eintlik een van die meer kommerwekkende goeders, veral as ons kyk na verkryging, veral as ons kyk na daardie mandjie van dienste wat hulle saamstel. As iets nie binne daai mandjie val nie, dan gaan dit bitter moeilik wees om dit elders te verkry. Of selfs al is dit binne die mandjie, maar jy kry nie daardie spesifieke medikament wat vir jou voorgeskryf is nie, want uit die aard van die saak kan hulle iets soos insulien binne die mandjie sit, maar dit gaan 'n spesifieke vorm van insulien wees. Jy weet nie noodwendig of dit die beste is vir jou nie. Op die oomblik is daar daarom 'n keuse. Party fondse sal betaal, party nie, maar daar is daarom die kompetisie om seker te maak dat die een tel op waar die ander een laat val. Dankie Morne. Nou goed, natuurlik glo ons dat mens nooit op moet verloor se vlaktes nie, dat altyd hoop is en dat daar altyd 'n plan te maak is. Ek gaan geleentheid gee, Johannes, gaan so by jou begin flip, ek gaan ons nie jou toe Anthea Morne, om vir ons net miskien saam te vat, wat dink julle is die pad vorentoe, en watter hoop is daar steeds vir ons? Miskien prosesse wat nog gevolg kan word, of miskien kan ons sê die lig aan die einde van die tonnel, wat ons kykers aan kan vashou met hierdie proses wat ons nou in die toekoms inneem. Ek dink op hierdie stadium is die regering, jy weet, hulle het die ideologie wat hulle moet toepas en hulle weet nie hoe nie. So ek dink daar's baie spasie op hierdie stadium vir mense om insette te lewer op hoe om hierdie ding te laat werk. Ek dink op die ou einde gaan ons sit met 'n afgewaterde weergawe van hierdie wat moontlike fonds sal hê wat gaan dienste koop by die privaat sektor vir die agterstande wat daar in die staat is. Jy weet, katarakchirurgie waar daar waglyste is en sulke tipe goed sal uit die privaat sektor aangekoop word. Maar hierdie model soos hy is, dink ek, is die probleem is ons kan dit nie bekostig nie en ons weet nie hoe om dit aan mekaar te sit nie. En ek dink, jy weet, solank mense kan insette lewer oor wat kan ons intussen tyd doen? Want tans is alles gefokus op NGV en as mens nie 'n tussentydse proses insit wat in lyn is met tipe van NGV nie, jy weet, dan gaan ons nog baie jare werk aan 'n NGV wat nie gaan gebeur nie. So almal moet op hierdie stadium insette lewer in hoe om die ding te bestuur. En jy weet hoe dit beter kan werk intussentyd in werking daarna, en ek dink dis wat ons moet doen op hierdie stadium is gee daai insette, wat kan ons intussentyd doen? Dankie Johan. Flip. Ja, kyk, in die breë, as die NGV deurgaan soos hy nou is, bedreig ons almal se gesondheid. Maar ons moet dit ook sien in die konteks van die politieke burgeroorlog in die ANC. Dat die ANC probeer al hulle kongresresolusies probeer hulle dan nou uitvoer wat sommer populisties aangeneem is, wat ons almal weet onmoontlik is. En ek stem saam met dokter hierso dat dit gaan in die praktyk nog baie verander. Dit gaan nog baie afgewater word, eenvoudig vanweë die ekonomiese werklikhede. Prof Janie Rousseau, die hoof van Wits se ekonomie, sê gisterand vir my dat die fiskale afgrond, met ander woorde die feit dat daar net nie meer geld is nie, dat staatsdienssalarisse, die rente op staatsskuld en dan die welsynsstelsel verteer reeds 70% van die begroting, daar is nie geld nie, die president het reeds erken. So, naarmate hierdie prosesse nou na die kabinet toe gaan, en naarmate dit aan die tafel toe gaan, naarmate die druk toegepas word, dink ek gaan ons sien dat dit gaan in die praktyk afgewater word, want dit is eenvoudig net onmoontlik om uit te voer. Tweedens gaan dit geweldig lank vat. Dit gaan geweldig lank vat, dit is 'n geweldige projek. So ek sien dit eerder as 'n skilpad wat op ons afstorm, as wat dit 'n renoster is wat op ons afstorm. Dan laastens wil ek net sê, die probleem wat ons eintlik het in die land is dat die regering kan nie regeer nie en die burgery, veral die belastingbetalende burgery, kan nie protesteer nie. Ja. Dit is nie ons styl om nou hier in die straat te stap, in die gebou toe, wat nou ook al nie. Maar ek sê net, ons sal miskien met die regering bietjie meer leer om te regeer en ons moet bietjie meer leer om te presteer.
om te protesteer. So ek dink dit gaan jy in die toekoms wel sien. Ek dink nie mense gaan 'n keuse hê nie. En ons moet nie dit doen met dat dit lyk of ons teen arme mense is wat gesondheidsorg kry nie. Ons moet reeds ek is opreg as ek sê dat ons is aan arme mense se kant ook hierso, dat ons met die staatshospitale, die huidige stelsel moet dringend reggerig word in belang van almal in die land se gesondheid. Dankie Flip. Anthea, from your side. Yeah, I think it's absolutely vital that ordinary people should raise their voices. We have now the start of the parliamentary process. Written submissions are to be in by the 11th of October. It's an opportunity to make it clear to Parliament and to the government that there are much better ways of achieving universal health care, which I think is a goal which everybody would aspire to, particularly for the benefit of the poorest. And I think it's also very important to keep bringing out information about what the system will entail, what all the problems in it are. And perhaps also we can find allies in quite unexpected places. I'm struck, for example, that when Dr. Mozzoledi said we're going to collapse all the medical schemes into one single state-run fund, there were people in the Public Service Association, the trade union that represents public servants, who said, we want the choice. We won't want to be compelled to rely on one state fund. So I think we can find allies perhaps in unexpected areas. And if one can really be quite creative in devising alternatives which make sense, that we can generate support for them. Thank you very much. Mornay, laaste woord van jou af. Ja, ek dink ons moet beklemtoon dat net omdat ons nie noodwendig die NGV ondersteun nie, beteken nie noodwendig ons dink die status quo moet voortgaan nie. Daar is tans 'n krisis in die gesondheidsstelsel, maar daai krisis is die oorsaak van die staat se betrokkenheid. Om hulle betrokkenheid te verbreed sal dit nie verbeter nie. Anthea het genoem, dit is nou tydperk vir kommentaar. Ons gaan ook kommentaar indien. Ek dink ons moedig almal aan om betrokke te raak daarbey, lewer jou insette en soos genoem al reeds, daar's eintlik verskeie belangegroepe en mens maak vreemde vriende in hierdie geveg op die oomblik. In die sin dat mens kry die ANC ervaar druk van verskeie oorde op die oomblik en ek dink dit is bemoedigend. En ek dink uiteindelik gaan die ANC ook net vir so lank kan voortgaan om die burgery te ignoreer en hulle gaan ook net vir so lank kan voortgaan om die werklikheid te ignoreer. En die werklikheid is dat dit nie werkbaar is nie. Ek dink ons moet alternatiewe voorstel. Ek dink die soos Flip genoem het, dit is 'n skilpad wat op ons afhardloop, nie 'n renoster nie. Die ding gaan nog vir lank sloer. Daar sal hofgedinge wees. Verskeie belangegroepe sal dit probeer aanval. En ek dink solank as wat ons soveel as moontlik mense kan mobiliseer om hulle insette te lewer, om al die verskillende belangegroepe te ondersteun, ek dink dit sal positief wees en ek dink uiteindelik kan dit gestop word en ek dink ons sal waarskynlik 'n afgewaterde weergawe sien indien enigsins. Nou ja, baie dankie Mornay, Anthea, Flip en Johan. Dat julle deel was van hierdie gesprek oor nasionale gesondheidsversekering. Ons hoop vir jou as kyker dat dit regtig interessant en insiggewend was soos wat dit vir my was. Ek het regtig verskriklik baie geleer vanmôre. Ons herinner julle om voor 11 Oktober julle kommentaar in te dien. Ons sal seker maak dat daardie skakel vir julle beskikbaar is. Hierdie gesprek is met trots aan jou gebring deur Marula Media se debatplatform.